Baie mense dink om op 'n Sondag te gaan staan en lekker te sing en te sit in die kerk en al daai klas van goed is genoeg. Maar die Here soek 'n ware aanbidding, ware worship wat uit jou diepte uit na hom toe roep. En dit is 'n dieper geestelike ontmoeting waar jou hart, jou gees en jou hele wese in waarheid en opregtheid voor God neerbuig. Dit is wanneer jy stil raak en nie net met jou mond nie, maar ook met jou siel, met wie jy werklik is, vir God ontmoet, sodat die werklike jy by God kan uitkom. In Johannes 4 vers 23 en 24 lees ons, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader sal aanbid in gees en in waarheid, want die Vader soek ook mense soos die om hom te aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in die gees en in waarheid aanbid. God soek nie oppervlakkige aanbidding nie. Hy verlang na egtheid. Dit is nie net 'n mooi lied of 'n hand wat opgaan nie, of iemand wat verskriklik met toe oë staan en sing nie. Dit is wanneer jou hart sê, Here, hier is ek. Ek kom nie met 'n masker nie, ek kom met alles in my. Here, ek is moedeloos, ek is moeg. Ek kom sodat U my weer kan volmaak. Of Here, ek kom met dankbaarheid en ek kom loof en prys U en ek kom sê net vir U dankie vir wat U in my lewe doen. Ware rou emosie wat net voor God uitgestort word. Ware aanbidding gebeur nie net in die kerk nie, dit gebeur in die stilte van jou kamer, wanneer jy jou masker afhaal en sê, Here, hier is ek. Psalm 95 vers 6 sê, kom laat ons aanbid en neerbuig, laat ons kniel voor die Here, ons Maker. Soms vra aanbidding dat jy breek, dat jy wys jy nie perfek is nie, maar laat jy genuine is. Wanneer jy in sy teenwoordigheid ingaan met oorgawe, gebeur daar werklik iets bonatuurlik. Jy kom nader aan God se hart en die Heilige Gees maak God se hart aan vir jou oop. Dit begin dinge in jou aanraak waar mense nie kan bykom nie. Dit genees jou wonde, dit vat jou vrese weg en dit vat jou twyfel weg. Romeine 12 vers 1 leer ons, ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelik godsdiens. Aanbidding is nie net klanke nie. Dit is 'n lewe wat sê ek behoort aan U. Dit is wanneer jy alles agter jou los, jou planne, jou bekommernisse, jou eie wil en sê Here, U is genoeg vir my. Dis waar jy vrede vind, genesing ervaar en op 'n nuwe manier beginne leef. Dis waar jou lewe werklik tot God gewy kan wees. Dit is hoe jy werklik vir God kan behaag. Niks anders behaag God soos ware aanbidders nie. Ouens wat dit doen omdat hulle 'n honger het na God. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie vir wie U is en wat U vir ons doen. Ons kom aanbid U met ons hele hart en ons kom vra, Here, leer my om werklik te aanbid en te loof en te prys sodat dit vir U 'n welriekende reukoffer sal wees. Vader, en gaan met ons vandag en trek ons nog 'n bietjie nader aan U en wys vir ons U hart. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.